Christus, my Here en my Koning. Ek wil net vra net daar waar jy is, wil nie saam met my staan nie asseblief. Ek wil vir ons 'n gebed doen en dan vra dat die draers van die kusse in die kerk sal dra net vir ons sal inbeweeg. Maar net daar waar jy is, wil nie saam met jou oë toemaak nie. Kom ons bid saam. Almagtige Heer, dierbare Vader, dankie vir die liefde. Dankie vir die omgee en dankie dat ons kan weet wie is met ons. Dankie vir die woord, Here, wat ons leer in die waarheid en waar die woord vir ons sê dat ons het 'n hoop in U te vind, Here. Here, ons tree nie soos die wat geen hoop het nie, Here. Vader, ek weet ons het nie vandag kom tot sien sê vir 'n persoon nie, maar Vader, ons weet ons gaan hierdie persoon weer sien. Ek sê dit altyd in 'n begrafnis, Vader, en ons sê nie baie nie, ons sê eintlik maar net sien jou later. En Vader, ek vra dat U regtig waar met elkeen sal wees vir al die familie. En ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. U kan net so bly staan terwyl die kus inbeweeg. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tight. Now would I give for one more day with you? Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal the town. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven won't belong to me and you. Kom ons bid dit, Heer, almagtige Heer, dierbare Vader. Ek bid en vra so dat U deur die Heilige Gees net sal teenwoordig wees in hierdie gemeente, Heer. Vader, dat U sal kom vertroos, want die woord leer ons immers dat die Heilige Gees is ons trooster. Ons weet, Vader, Here, daar waar Anna nou is daar nie pyn nie. Daar's nie seer nie. Daar's nie siekte nie. Maar Vader, ek vra dat U die Heilige Gees net so welkom sal wees en by elkeen sal kom stilstaan vanoggend in hierdie diens. In Jesus naam. Amen. Ons gaan die eerste lied saam sing, die woorde gaan op die bord wees, maar jy kan ook kyk na die blaadjie. Kom ons sing saam. Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, en laat my nie neerlê in groen weivelde, en waters waar rus is, lei hy my heen, en waters waar rus is, lei hy my heen, en baie diep haal hy my uit, en baie diep haal hy my uit, en laat my voete op die ewige rots, en baie diep haal hy my uit. Kan jy sitplek neem? So kosbaar Dawid skryf hierdie lied, hierdie psalm, terwyl sy koningskap aangeval word, terwyl hy baie moeilike tye in die gesig staan, skryf hy Psalm 23 dat die Here is my herder. As jy 'n woord saamgebring het vanmôre, vra ek dat jy vir my asseblief sal oopmaak by Handelinge 2 en dan gaan vir ons lees vanaf vers 37. Handelinge 2 vanaf vers 37. Ek wil net voor ons lees, net namens die Volle Evangelie Kerk en die bestuursraad aan die familie en vriende ons meegevoel meedeel. Maar die woord leer ons ook dat die Heilige Gees is aan ons gegee om 'n trooster te wees. Maak staat op die Heilige Gees dat hy jou hierdie tyd sal dra, want hy is jou naby. Die woord leer vir ons hier so, vir ons lees Handelinge 2 vanaf vers 37, dit lees dit sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en vir Petrus, en net vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen?
En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal, nie miskien nie en nie of nie, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Vers 40. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Praat nie van die manne en die vroue en die kinders nie. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en die gebeure. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind en almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Ek gaan net tot sover lees. Ek het nie die voorreg gehad om vir Anna persoonlik te ken nie. Maar soos wat ek maar met ou Andrei gesels het en van die familie al gesels het, was hierdie 'n vrou wat werklik God lief gehad het. Was hierdie 'n vrou wat die naam van Jesus Christus, ek glo met my hele hart, in haar lewe al aangeroep het. Die woord leer ons dat hy sê, dat die wat glo in Jesus Christus sal gered word. Dan sê die woord ook, ons hoef nie te treur soos die wat sonder hoop is nie. Ons het 'n hoop, ons gaan haar weer sien. Maar ek dink vanoggend, as Anna hier kon voor staan, sou sy jou gevra het, hoe lyk jou saak met die Here? Is jou saak reg met die Here? Môre wil ek met jou gesels. Daar's 3 groot besluite wat 'n mens moet neem. 3 groot besluite. Ek gee nie hoeveel geld jy maak nie, ek gee nie wat saans jy in die lewe bereik nie, ek gee nie wat jy bymekaar skrap nie. Ons almal gaan hierdie pad stap. Ons almal gaan hierdie pad stap. Die woord leer en sê ons is uit stof, ons gaan stof terugkeer. Ek wil van hierdie 3 besluite vanoggend 'n bietjie met jou gesels. Hierdie 3 besluite wat jy gaan moet neem een of ander tyd. Die heel eerste besluit wat ons as mens gaan moet doen, is ons gaan moet besluit of ons gaan bekeer of nie. Die woord bekeer in Grieks beteken om 180 grade draai te maak van dit wat verkeerd is. Sien, as jy nie jou hart gaan draai na God nie, is die hel vir jou skoor. Hy gaan regtig, ek wil vir julle sê, ek was 'n satanis. Ek weet ek wil nie graag hieroor praat nie, veral met begrafnisse. Maar God kan mense verander. God kan mense verander. As jy die naam van Jesus Christus aanroep, jouself bekeer van dit wat jy weet is verkeerd, dan sal God jou kom red en hy sal vir jou 'n God wees. Die vraag wat ek jou wil vra, het jy al besluit om jouself te bekeer? Kan jy sonder enige twyfel in jou hart sê vanmôre dat Jesus Christus is in jou hart? En word dit gesien deur die vrug wat by die bekering pas, sê die Here. Ek glo dat Anna het op haar kol in haar lewe, alhoewel ek nie presies seker is wanneer, glo ek sy het Jesus Christus aangeroep. Ja, sy het seker haar foute gehad, maar kom ons wees gou eerlik met mekaar. Wie hier is sonder foute? Ek is ook nie sonder foute nie. Die woord sê ons moet ons bekeer en ons geloof in Christus plaas. Die derde besluit wat jy gaan moet neem in jou lewe, ongeag wie en wat jy is, jy gaan moet besluit om te aanvaar. Jy gaan moet besluit om te aanvaar dat jy het nie al die antwoorde nie. Die woord sê vir ons uitdruklik dat ons het nie al die antwoorde nie. Paulus kom en hy skryf dit in 1 Korintiërs 13 vers 9 tot 13. Hy sê dat ons weet nou ten dele. Maar daar sal 'n dag kom wat ons ten volle weet. Daar waar Anna nou vanmôre is, weet ek sy weet ten volle. Maar terwyl op hierdie aarde is, gaan jy vra hê, Here, hoekom het U dit toegelaat? Here, hoekom moes ek deur hierdie seisoen beweeg? Here, hoekom het U dit? Here, hoekom dat? Ons gaan nie al die antwoorde hê nie, jy moet dit aanvaar. Wat jy ook gaan moet aanvaar is dat God se manier van werk en dink is nie jou manier van werk en dink. Ons wil so graag hê dat God moet wees wie ons wil hê hy moet wees.
God is wie hy is. Die woord leer vir ons uitdruklik. Hy sê vir ons in Jesaja 55 vers 8, dat God se manier van werk is nie jou manier van werk nie. Sy manier van dink is nie jou manier van dink nie. En as dinge in jou lewe gebeur, dalk verloor jy 'n geliefde soos wat ons vanoggend het. Maar ek wil vir jou ook sê, ons het nie vanoggend Anna verloor nie, ons gaan haar weer sien. Dalk gaan dit nie goed met jou nie. Emosioneel, finansiëel, dalk in jou verhouding, in jou huwelik, in jou kinders. Jy verstaan nie al hierdie dinge nie. Maar God werk. God het die potensiaal om donkerte te vat en dit in lig te draai. Soos hy my lewe gemaak het. En ek glo soos hy 'n ander se lewe gemaak het en naby gestaan het. God kan dit vir jou ook doen. Maar jy gaan moet besluit as mens om te aanvaar. Jy het nie al die antwoorde nie. Jy gaan moet besluit om te aanvaar dat daar's dinge wat buite my beheer is. En dat ek die Here se woord sal aanvaar. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 is vir my baie koslik. Dit sê dat die hele woord is goed. En is ingegee om ons reg te wys. En om ons te lei. Veral in hierdie tyd. Die woord sê ons moet in gemeenskap mekaar optel. Ek het met baie families in my lewe gewerk. En ek weet nie of dit die deel is van hierdie familie nie. Maar as jy iets teen 'n broer of 'n suster of iemand het, maak reg. Jy het nie die tyd om te speel met hierdie goed nie. Ons het mekaar nodig in hierdie tyd om mekaar se hande omhoog te hou. Te sê, hey, ek weet ons het verskille, maar ek aanvaar jou en ek is lief vir jou. As ek die vraag vanmôre gaan vra, wie van julle gaan deur 'n maklike tyd heiliglik, gaan niemand se hand kan opsteek nie. Ek insluitend. Ons het mekaar die gemeenskap nodig. Ons het ook die Here se woord nodig en sy Heilige Gees wat ons sal lei. Jy moet besluit om te aanvaar. Die laaste besluit wat jy gaan moet neem as 'n mens, is jy gaan moet besluit om te volhard. Ek wil graag vir hierdie gedeelte lees, dit is vir my baie kosbaar. Ons vind dit in Hebreërs 12 vanaf vers 1, as jy saam wil blaai, as jy welkom. Jy gaan moet besluit om te volhard. Ek ken soveel kinders van God, mense wat sê hulle die naam van Jesus Christus lief, maar dis 'n suurlemoenboom wat piesangs dra. Ken jy so 'n persoon? Iemand wat sê hy's 'n kind van God, maar die aksies kom nie daarby uit nie. Dalk het jy iewerste waar ook miskien afvallig geraak in jou godsdiens en met jou geloof in Christus. Dis nie hoe jy hierdie wedloop begin nie, dis hoe jy hom eindig. Of jy graag lees Hebreërs 12 vanaf vers 1. Dit sê hierso, daarom, dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, met die oë gefestig op Jesus Christus. Die woord kom en hy kom vergelyk ons lewens met 'n wedloop. Iewerste waar gaan jy val? Iewerste waar gaan jy seer kry? Iewerste waar gaan jy moeg raak? Maar is nie hoe jy hierdie wedloop begin, is hoe jy klaar maak. En jy gaan moet besluit om te volhard. Jy gaan dalk vriende verloor. Maar jy gaan moet besluit dat jy vir die naam van Jesus Christus sal staan tot hierdie dag toe. Want dan as jy voor Jesus staan, soos wat Anna ook het, gaan jy die woorde hoor, welgedaan, goeie en getroue diensknegt. Dis die prys van hierdie wedloop. My slotsom vanmôre, dis my begeerte in my hart, die eenvoudige begeerte. Die dag wanneer jy jou kop neerlê, dat jy jou oë sal oopmaak by Jesus, dat jy saam met Anna sal wees in die hemel, dat jy jou hart met God sal regmaak, dat jy met mense sal regmaak, dat jy sal aanvaar, jy het nie al die antwoorde nie, dat jy sal aanvaar, God se woord is ons kanon, is ons maatstaf, en ek sal kies om te doen wat die woord vir my sê, ongeag hoe ek voel, en dat jy sal besluit, al raak jy moeg, al raak jy mat, al val jy, dat jy sal besluit om te volhard, tot die einde toe. Of vra daar waar jy is, nie saam met my net die oë toe maak nie asseblief. Magtige Heer, dierbare Vader,
Here, ek wil vir U dankie sê vir die woord wat ons leer. Here, ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons kan weet, die woord sê vir ons, dis nie ons hoe hierdie week wil begin, is ons klaarmaak. Vader, alhoewel ek nie vir Anna persoonlik geken het, U glo met my hele hart, vanmôre, dis haar begeerte, dat elkeen wat in hierdie gemeente sit, en elkeen wat ook aanlyn kyk, hulle harte volkome vir U sal gee. Ons het nie al die antwoorde in hierdie lewe nie, Here. Ons raak moeg, ons raak mat. Maar U woord leer ons ook, dat U sal ons uit elkeen verlos. En selfs in die dood, Here, sal ons nie geskei wees van U. Ek sê vir U dankie daarvoor, Here. In Jesus naam alleen. Amen. En amen. Jy is welkom om saam met my te staan, ons gaan die tweede lied saam sing. Zachtjes zingt hier is die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons harte. Wag daar vir jou en vir my. Kom tuis, kom tuis. Almal wat moeg is, kom tuis. Zachtjes zingt hier in die roepstem Jesus. Hy roep o sondaar, kom tuis. En hy roep o sondaar, kom tuis. Christus plek neem. Die van julle wat nog nie die naam van Jesus Christus aangeroep het nie. As jy alles vergeet wat ek vanoggend gesê het, wil ek jy moet hierdie een ding onthou. Hy klop aan jou deur. Jy gaan oopmaak as jou besluit. As jou keuse. God gaan nie forceer op jou nie. Hy's 'n gentleman. Ek gaan by hierdie geleentheid vir Kobus vra om vorentoe te kom. Die kleinseun Kobus, hy gaan vir ons die bedankings doen. Maar ek wil ook vra dat hy die brief sal lees wat hier op die begrafnisbrief sal dit lees op Kobus asseblief. Kobus vir ons net vorentoe kom baie. Die hart van ons moeder. Haar hande het sy stil op haar skoot saamgevou. Die jare se spoor in haar oë so bruin. Nog steeds is daar niks wat sy nie kan verstaan, al voel dit vir my of die wêreld vergaan. Die hart van ons moeder, so kosbaar soos goud. Ons sal haar vir ewig met ons lewe vertrou. Ons moeder, ons mamma, ken ons vreugde en smart. Niks is mooier as liefde in ons moeder se hart. Ons leed en geluk het sy altyd gedeel. Niks wat ons gevra het, was vir haar ooit te veel. Geen sonde van ons was vir haar ooit te groot. Sy het ons ook nooit in haar lewe verstoot. Sy is ons lewe, vreugde, die roos van ons hart. Nou kan ons moeder, ons mamma vir ewig in vrede rus. Annetjie word diep betreur deur haar kinders, skoondogters. Kleinkinders. Vrede. Dis moeilik. Terwyl ek daai lees, sien ek hierdie foto agterop. So, pastoor, ek wil vir jou sê, eerstens baie dankie vir daai woord. Solank ons hier nog luister na sy woord, en weet ek nie wat gaan werk nie. Een mamma, 5 broers wat hier sit, klomp kinders. It's powerful. Ek gaan net nou maar oor die bedankings toe, eerstens vir ons vir pastoor sê, baie dankie vir sy vir die mooi woord en diens wat gelewer is. Sorry, die lig. Dankie André Nieuw om oop plek te gereed het vir die kerkdiens. Dankie vir die begrafnisondernemings vir julle dienste wat gelewer is.
Dankie Piet en Phyllis, wat bereid was om die begrafnisredelings te reël vir ons, waardeer dit opreg. Martinus en Annetjie, baie dankie, julle het so mooi agter ons moeder gekyk en haar by gestaan deur alle tye. Dankie aan almal se omgee. Ook dankie aan almal wat hul tyd opgeoffer het om hul laaste eer en liefde te toon aan ons moeder en ouma. Baie dankie vir almal se bedankings en julle bydrae. Dankie aan Piet en Phyllis, Martins en David Mans. En dan by die graf wil ons net ook vir mense sê dankie vir Vincent en Heidi om julle duie wat liefde en vreugde gebring te laat vlieg by die graf is gereël deur Ernest. Baie dankie daarvoor. 'n Brief van Tinkel en Annetjie af, Chantal, Andries en kleinkinders. Ons wil net sê wat 'n dierbare en liefdevolle mens ons moeder was. Sy het 'n hart van goud gehad en was altyd gewillig om almal te help en by te staan. Dis waar. So waar. Niks het van haar hande verkeerd gestaan nie. Sy het ook altyd gereël. Maar sy het ook altyd goeie raad en advies gegee. Ons sal al die mooi herinneringe koester wat ons saam gehad het. Ons dank die Here dat hy haar so lank vir ons gespaar het, tot op die ouderdom van 77 jaar. Ons gaan moeder baie mis en altyd in ons hart hou. Moeder is nou op 'n baie mooi plek by ons hemelse Vader en glo moeder is nou baie gelukkig, sonder enige pyn en het ook volhard in die geloof tot einde toe. Rus en vrede, moeder, tot ons weer ontmoet. Baie dankie vir die geleentheid julle. En terwyl ek die bedankings doen, wil ek sê ouma baie dankie vir die awesome special memories. As baie lief vir ons goeie baie mis. Baie dankie. Ek wil net vra as daar miskien enigiemand is wat ook nog 'n laaste woord wil kom sê, is baie welkom om so te doen. Is daar enigiemand wat ook ietsie wil graag sê? Vanaand baie welkom. Net so kyk 'n bietjie van my ma vir ouma. Ouma, baba genek. Dit voel nog so aanreël. Weet nie eens hoe om baie te sê nie. Hoe sê baie vir iemand wat so spesiaal in jou lewe was? Hoe maak mens vrede om te weet ons gaan ouma eers weer in die hemel sien? Ek kan nie glo ouma is weg nie. Soos Kiara sê. Ons wou graag nog daarom net baie gesê. Ons het so gehoop ouma gaan weer vir ons gaan kom kuier voor die gebeur. Sjoe, een ding wat ek weet is ouma sal nog so baie gemis word. Ouma het 'n spesiale plek in almal se lewe en harte gehou. Ouma was so 'n ma vir my en die beste ouma vir my kinders. Dit het vir my gebreek om te sien hoe ouma deur soveel pyn gegaan het in die hospitaal. Daarom weet ons, ouma is op 'n beter plek. Ouma, ek, my man en kinders is ongelooflik lief vir ouma. Dankie vir wat ouma in my lewe vir ons was. Die vreugde en liefde wat ouma in ons huis altyd gebring het. Ons sal ouma vir ewig treasure. Love you forever, ouma. Ek gaan voor net deurgaan die orde wat ons het by die kerk en ook die orde by die graf. Ek gaan die draers uitroep. Ek gaan net vra die draers wat by die kerk is, wanneer ek julle naam roep, dat julle vir my asseblief vorentoe sal kom, en die draers wat ons dan gaan noem by die graf, dat jy maar net sal bly sit, maar dat jy posisie sal inneem, dan daarso by die grafplaas. Ek wil ook net graag dan bysê, wanneer ons dan gaan saam ry, dat jy maar net die hoofligte en jou hazards sal aansit, en dat jy ook maar net sal veilig wees op die pad. Daar is geen onthaal na die diens nie, daar is geen polsies of enigiets nie, ons mag nie volgens regulasie, en dit ook net graag deurgee. So ek gaan die draers roep, die draers by die kerk kan vorentoe kom, die draers by die graf kan net so bly sit en hulle posisie by die graf dan inneem. Die draers by die kerk, wat ek gaan beweeg, is Annetjie, skoondogter. Annetjie, skoondogter, om vorentoe kom. Susan, skoondogter. Phyllis, skoondogter. Manda, skoondogter. Monzel, skoondogter. En Clifton, kleinseun.
En ons vra ook dat die oorlede broer se vrou, Anna Burns, ook net sal vorentoe kom. Sy gaan net agter die graf, agter die kus aanbeweeg. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. Draas by die graf gaan wees Martinus seun, Ernst seun, Petrus seun, Andrei seun, Johannes seun, Kelvin kleinseun en Kobus kleinseun. Ek gaan vra dat net daar waar jy is, jou oë sal toemaak. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. Na die gebed kan almal saam staan en die kus gaan uitbeweeg. Ons gaan iets op die bord ook dan speel musiek. Maar net daar waar jy is, kom ons maak die oë toe. Kom ons bid saam. Almagtige Heer en dierbare Vader, aan U kom al die lof en die eer en aanbidding van ons harte. Vader, vanoggend weet ons en glo ons met ons hele hart dat Anna is by U. Daar's nie pyn nie, daar's nie seer nie. Maar Vader, is ook my gebed dat U naprediker sal wees van hierdie woord. Here Vader, dat elkeen hulle harte sal besef dat hulle moet U naam aanroep. En Vader, dat hulle moet aanvaar, hulle gaan nie al die antwoorde hê nie. U werk op maniere wat ons nie altyd verstaan nie, maar U manier is altyd beter. En Vader, ek vra ook so dat ons sal onthou om te volhard en U klop maar elkeen se hartsteer. Vader, ek dank U ook so, ek vra U ook Here, soos wat ons gaan vandag, dat U ons sal veilig op die pad en ons sal veilig terugbring by die huis, Here. En ek sê vir U dankie. Dit is my gebed in U naam, Here Jesus Christus. Amen en amen. U kan saam met my staan terwyl die kus uitbeweeg. Baie dankie. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Hallelujah, hallelujah.
goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight in this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, or on the hands that hold you now.